Dis ons hartsbegeerte vanmôre, Here, om U te dien. Goeiemôre, ek groet jy in bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek hoop jy het vanoggend opgestaan met nuwe moed, nuwe krag. Dat daar 'n diepe dankbaarheid in jou hart is vir hierdie dag wat die Here aan jou lewe toegevoeg het. Nou ek wonder of jy al op 'n plek was waar jy gevoel het dinge raak vir jou eenvoudig net te veel. Jy wil handdoek ingooi. Jy is moedeloos. En dan voel ons baie keer skuldig dat ons hierdie emosies ervaar. Jy voel skuldig en jy dink, weet jy, ek is nie so geestelik soos my medeboetie of my medesissie nie. My geloof wankel, daar is twyfel, daar is vrees in my hart. Dit behoort nie so te wees nie. Nou ek wil graag saam met u lees vanmôre uit Markus 14. En ek wil aan u toon dat die Here Jesus ook hierdie emosies ervaar het. Kom ons lees dan saam vanaf vers 32. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was. En hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontstel en benoud te word. En hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak. En toe hy bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid dat, as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker vir my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, Getsemane, 'n plek van konfrontasie. Ja, ek en jy beleef daardie oomblikke waar ons moontlik finansiëel gekonfronteer word met 'n finansiële krisis. Dalk is dit liggaamlik, siekte maak sy verskyning. Dalk is dit daardie emosionele krisis wat ons beleef in 'n verhouding, hoe dit ook al mag wees.
konfrontasies in die lewe is onvermydelik. Nou die Here Jesus het pas die Pasga saam met sy disippels geniet. Aan tafel was daar diegene wat hom sou verloon en verraai. En terwyl hy op pad is na Golgotha, wag Getsemane tussenin. Weet jy vriend, in elkeen van ons se lewe is daar 'n Getsemane. Getsemane oomblikke wat vir ons stryd en konfrontasie uitspel. Wat op die Here Jesus wag, was wel aan hom bekend. Die stryd wat voorlê, sou onbeskryflik groot wees. Die woorde van Johannes, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, sou hier getoets word. Ja, die stryd wat voorlê, onbeskryflik groot. Ek wil jou dan nooi om vir 'n paar oomblikke saam met my, met Jesus, hier in Getsemane te vertoef. Nou, die oomblik toe hulle Getsemane binnegaan, sê hy vir sy disippels, sit hier, wag so 'n bietjie hier, ek gaan om te bid. En dan neem hy 3 van sy disippels, naamlik Johannes, Jakobus en Petrus saam met hom. En dan is dit vir my so asof hy die sluier so 'n bietjie lig. Hy deel met hulle iets wat hy nie met die ander gedeel het nie. Hy sê vir hulle, luister, ek is diep bedroef. Hy haal die masker af en hy openbaar sy emosies. Hy het dit nie aan die ander geopenbaar nie. Ek wil dit aan jou stel vanmôre, vriend. Daar is sekere dinge wat jy nie met almal kan deel nie. Maar daar is hierdie dinge wat jy slegs met 'n intieme groepie kan deel. Nou praat die Here Jesus oor sy emosies. Ons word bewus van angs en benoudheid. Daar is nie slegs liggaamlike spanning teenwoordig nie, maar ook emosionele spanning in die lam van God. Die seun van God ervaar hierdie spanning. Hy is in 'n stryd gewikkel. As ons na hierdie geleesde gedeelte kyk in die oorspronklike taal, kom ons tot die gevolgtrekking dat Jesus was by breekpunt gewees. Daardie gevoel van, ek kan nie meer nie. Ek is lus om handdoek in te gooi. Weet jy waarvan ek praat? Jy sien, die Here Jesus vra hier vir Johannes en Jakobus en Petrus eintlik, my vriende, ek wil hê julle moet my bystaan. Is daar in jou hart dalk ook 'n begeerte vanmôre dat iemand jou moet bystaan? Jou moet ondersteun? As die seun van God dit verlang het, wil ek vir jou sê vanmôre, vriend, moenie skuldig voel as jy ook 'n verlange en 'n begeerte het na ondersteuning nie. Jy is nie 'n swakkeling nie. Jy is nie 'n verloorder nie. Jy is slegs mens met menslike behoeftes. Maar dan is vir my baie insiggewend dat die woord sê, dan gaan Jesus 'n entjie verder. Nou vriend, selfs terwyl Jesus hierdie 3 uitgekies het, om aan hulle te openbaar hoe hy voel, wil dit vir my voorkom, asof hy ook met hulle nie alles gedeel het nie. Daar was iets wat hy net wou deel met God die Vader. Dit was persoonlik. Dit was intens, intiem. Ek wil dit aan jou stel, daar is sekere dinge
wat jy slegs met God kan, wil en moet deel. Dit is hier waar jy in alle eerlikheid al die maskers van jou lewe afruk en van jou gesig afruk en sê, Here, hier is ek, sien my raak. Here, ek wil persoonlik met U praat. Dankie vir menslike ondersteuning, maar Here, hier erken ek dat slegs U my kan bystaan. Dit is hier waar Dawid sê, ek weet my hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die feit is, hy gaan so 'n entjie verder. En die lewe het hierdie manier om jou en my te dwing om daardie ekstra paar tree te loop. Daardie intense oomblikke van hartseer, van vertwyfeling, van vrees. Dit was selfs bekend by Jesus. Hy stap 'n entjie verder, laat dan vir Petrus, Johannes, Jakobus agter. Maar weet jy wat is die wonder? Hy neem vir jou en vir my saam, om ons deel te maak van hierdie intieme verhouding en oomblik met God die Vader. Hy wil aan jou en aan my kom wys dat daar die potensiaal is om jou hart voor die Vader uit te stort, om dit met hom te deel, om te sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit voel vir my, ek kan nie meer nie. Nou lees ek in Hebreërs 5 vers 7. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Kan dit wees dat die lam van God, hy wat die offer sou bring, 'n oomblik van angs en desperaatheid beleef het? Dan is die vraag, as dit so is, hoekom? Jy sien, as Jesus nie hierdie pad gestap het nie, kon hy nie meegevoel gehad het met jou en met my nie. Nou kan hy met vrymoedigheid vir jou en vir my sê, my seun, my dogter, ek was daar. Ek weet wat dit is om te bid en te sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Dinge word vir my te veel. Wat vir my baie insiggewend is, dat alhoewel hierdie menslike emosies teenwoordig was in Jesus, was hy tog gehoorsaam. Ek vind volmaakte gehoorsaamheid teen 'n geweldige prys. Ja, die prys van die kruis. Hy was bereid om tot die dood toe getrou te bly, om die wil van sy Vader uit te voer. Getsemane sou die toeskouer word van Jesus se pyn, sy angs, sy foltering vanweë die mens se sonde. Ja, Getsemane sou die stille getuienis bring van Jesus se toewyding midde angs en benoudheid. Ek stel dit aan jou, dat in hierdie konfrontasie gaan jou geloof getoets word. Jou gehoorsaamheid gaan getoets word. Is jy bereid? Is jy vanmôre bereid om die toets te skryf? Of voel jy dalk, jy gaan dit nie maak nie? Jy is mens, ek is mens. En nou kom ons by daardie punt dat ek daai ekstra treetjie moet gee. Dalk my kamerdeur moet toemaak en sê, Here, nou is dit net U en ek. Here, U ken my beter as wat ek myself ken. Here, ek is bekommerd. Ek is bekommerd oor my kind, ek is bekommerd oor my finansies, ek is bekommerd oor my gesondheid. Here, ek weet nie wat môre inhou nie.
Weet jy wat is vir my baie insiggewend? Dat hier in Getsemane daar 'n getuigskrif is van Christus se oorgawe aan die wil van die Vader. En dat hy hier aan jou en my kom toon, dat hy meegevoel het met ons as mense behoeftes. Nou, terwyl hy met die Vader praat, sê hy die volgende: by u is alle dinge moontlik. Hy bid. Hy sê, Vader, by u is alle dinge moontlik. Ek weet dit. Dalk sê jy, Here, ek weet vandag, u kan my gesond maak. Here, ek weet u kan my finansiëel uit hierdie krisis red. Here, u kan my verhouding gesond maak. Ek weet dit. By u is alle dinge moontlik. God het immers genoeg mag en autoriteit om enigiets te doen. Hy is in staat. Wat vir ons onmoontlik is vir hom moontlik. Maar kom ons stop vir 'n oombliekie daar. Daar is tog iets wat God nie kan doen nie. God kan nie iets doen wat buite sy wil is nie. Wat buite sy karakter is nie. God kan slegs dit doen wat goed is. Wat opbouend is vir jou en vir my. Nou kom die Here Jesus en hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. By u is alle dinge moontlik. Maar as hierdie ding wat ek vra buite u wil is, Vader, laat u wil dan geskied en nie myne nie. Here, vat die beker weg, Vader, vat die beker weg, tensy dit wat ek vra teenstrydig is met u wil. Ag, ek voel sommer lus om te sê, sjo. Dis 'n groot saak. Want jy sien, baie keer wil ons wil laat geskied. Omdat ons nie die groter prentjie sien wat God sien nie. En dan is ons vasgevang in ons angs en in ons vertwyfeling en ons voel ons misluk. En ons verstaan nie dat God beter weet as wat ons weet. Dat hy raak sien wat ons nie raak sien nie. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek weet by u is alle dinge moontlik. Ek weet u is in staat. U kan my omstandighede in 'n oogwink verander. Maar Here, as ek hierdie toets moet skryf, help my. Gee vir my die krag daartoe. Ek wil afsluit. Daar is sekere dinge wat ons met mense kan deel. Daar is sekere dinge wat ons nie met hulle deel nie. Jou geloofslewe, jou verhouding met God is 'n persoonlike saak. Moet ons gesamentlik die Here dien? Absoluut. Ons is nie geïsoleerd nie. Maar vriend, ek wil jou uitdaag om 'n persoonlike, intieme verhouding met jou Vader te hê. Jy sien, nadat Jesus homself geonderwerp het aan die wil van sy Vader, het hy na Getsemane opgestaan en gesê, nou is ek gereed vir dit wat voor lê. Ja, na die ondervinding in Getsemane het die kruis gewag. Dit is waar ek en jy by die plek kom dat ons vir die eie ek moet sterf. Waar ek kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit wat ek beleef, ek weet dat God die Vader my sal deurdra. My gebed is, dat hier in Getsemane
hierdie plek van konfrontasie, jy met God die Vader sal praat, dat jy sy stem sal hoor. En indien hy dalk vir jou sou sê, my seun, my dogter, hierdie beker kan nie by jou verbygaan nie, dat jy sal sê, Vader, U wil en nie my wil nie. Kom ons bid saam. Aan U wat lofwaardig is, bring ons toe al die lof, al die eer en al die dank van ons harte. Here, wanneer ons in angs en bekommernis vasgevang is, maak dit U nie bekommerd nie. U is die een wat uit die storms van die lewe met ons deel, want U is groter as die grootste storm. Aan U behoort wysheid, aan U behoort krag en insig. U help ons met U reddende regterhand. En die gebed van my hart is, Here, dat ons nie op die mens alleen sal staat maak nie, maar dat ons in die besonder op U krag en U wysheid sal staat maak. Dat ons sal hoor wat U vir ons sê. En Here, dankie dat U woord vir ons sê, dat al sou ons deur die vuur gaan, al sou ons deur die waters van hierdie lewe beweeg, U is met ons en U sal ons deurdra. Al sou ons nie verstaan nie, is U genade genoeg om ons deur te dra. Lof, eer en dank aan U tot in alle ewigheid. Amen. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop. En onthou, die Here is baie lief vir jou. Seëninge.